Maar Neville, ek dink dit is goed as mens begin skrifbid. En nog 'n ding, as jy jouself sien, as jy begin bid, en jy sien hoe gaan sit jy op die troon, so langs Jesus, is dit nie amazing nie? En dan sien ek baie keer 'n kroon van heerlikheid, want hy sê, hy kroon jou met eer en heerlikheid. So eintlik is die wurm-effek weg wanneer jy bid, want jy sien net hierdie koning wat jou net absoluut eer. Ons verstaan nie wat sy geëerde posisie is ons nie. Ja, as dit Jeremia wat kom en hy sê, wurmpie ek. Ja. Dan sê die Here, ja, my liewe wurmpie. Nee, sy kind. Exactly. Ek wil iets net interessant deel. Ek begin die Here vra oor tipes gebed en ek gaan net raak aan 'n paar. Ons aanbiddingsgebed. Maar ek net kom en sê, Here, ek wil U kom aanbid. En terwyl ek kom aanbid, ek luister na musiek wat ek van hou. Dan kom my gebed tussen in die aanbidding. Ek noem dit aanbiddingsgebed. Dan het ons wat ons noem 'n dankbetuigingsgebed. Ek glo mense moet by die Here kom eerste met dank. As ek by my pa sou kom en sê, papa, baie dankie dat pa my papa is. Dankie vir die sakgeld wat pa my gee. Dankie dat pa my werkies in die huis gee om te leer dat niks verniet is nie. Dankie Here, ek sit vanoggend met 'n vrou en sy is nou al 16 jaar geskei. En nou sy alleen. Of sy geskei of haar man is dood, ek kan nou nie onthou nie. Ek sit met soveel mense. Sê, wat bid jy? Here, U sê Jesaja 54 vers 5. Die Here, jou maker is my man. Goeiemôre my man. Wat het U op U hart wat U vandag met my wil deel? Ja. Of jou gebed trek my in die hart in. Dan vind ek daar's 'n belydenisgebed. Jy kan sê alles van een gebed maak. Dit word eintlik alles saamgevat in Onse Vader, waar ek iets bely. Dan is daar 'n gelofte gebed. Ons het nou gelofte gehad. Daar's 'n verskil tussen 'n belofte en 'n gelofte. Mense sê, hoekom vier jy die geloftefees? Ek sê, want ek is deel van Suid-Afrika. En al het ek nie perfekte Afrikaanse bloed, en ek moet nie te diep grou nie, want as jy kyk na die Cederval en Watergeloof, dan grou jy dalk te diep wie in jou verlede is. Maar jy kom met 'n gelofte, Here, as U ons spaar, sal ons 'n monument oprig, en ons sal hierdie dag aan U toewy. Ek sê, daarom doen ons dit. En oom Angus het op 'n tyd gesê, is nie die boere in Israel. Toe het hy groot op verskoning gevra wat 'n gelofte met die Here gemaak het. Maar ken sy hart, hy sê net, hy het 'n gelofte gemaak, Here, as ons U beskerm. En ek wil nie nou oor gelofte dag praat nie, daarom het ek gemeente beloof, ons sal dit elke dag hou. Dan is daar gebed vir genesing. Elke jaar. Ja, elke jaar. Elke jaar. Dan is daar gebed vir genesing. Ek kan nie bid, Here, as dit U wil is nie. Dan Dit bid ek is mos sy nie wil. die woord. As die persoon nie gesond word nie, dan is dit nie my verantwoordelikheid nie. As die Here my iets sal wys, dan wil ek die Here vra, wys my dalk iets. Jy loop met bitterheid in jou hart, jy loop met onvergifnis in jou hart. So jy vra die Here om jou te vergewe, jy het nagmaal gebruik met oorlog in jou hart, so jy het 'n oordeel oor jouself geëet en gedrink, so voor ek vir jou genesing kan bid, bely dit eers. Vra die Here om vergifnis. Dan bid ons vir genesing, dan vir bevryding. Partykeer is daar 'n sterk man. Ek sal later praat oor die 12 demoniese geeste. En waar begin ons? Adam en Eva alleen gees. Here, as ek oopgemaak het vir 'n leen gees. 'n Leen gees is, hoeveel mense was nie diens, soos Reinhard Bonke sê, ek begin kerk hou, hy sê nou, nooi hulle met ons 5 tannies in die kerk. Hy sê, uiteindelik sê ek kan nie so aangaan nie. Here, help my. Hy sê, die Here sê vir hom, stig Christ for all nations. Hy stig dit toe. Hy sê, ek is enigste lid. O ja, ek en my vrou is een, ons is 2, maar ons is eintlik 1.
Hy sê, en al wat ek uitgenooi word is om vir 5 tannies te preek. Hy sê nie dat het verkeerd is nie. En hy hoor die Here sê vir hom, bespreek 'n stadion. 'n Stadion. Nadat 5 tannies jou diens bygewoon het. Ja, hy bespreek die stadion, hy sê 150 mense dag op. Hy sê, hy preek sy hart uit. Hy sê, en terwyl hy preek, begin mense in die gehoor skreeu. Hy sê, ek kan sien, ek kan loop, en dis hoe sy bediening begin het. Regtig. En hy sien hoe die bloed van die Here oor Afrika loop. Daarom glo ek, ons sit hierdie jaar in die begin van 'n beweging van God se gees, wat ons nog nooit gesien het. Van dit 'n genade, ja. En Reinhard, die hele tyd, die begrip van die Here, dankie. Dankie dat U my gebruik. Dankie dat U elke persoon hier na toe gebring het. Dankie dat elkeen vir U kosbaar is. Dankie Here, dat U nie onderskei tussen wit en swart, man en vrou nie. En hy sê, as hy so begin preek en bid, dan kan hy die mense met lewe bedien. En dit is sy hele lewe verander. Dan het ons 'n intersessie gebed, waar ons intree. En ons tree in vir iets. Waarvoor moet ons nou intree? Die Here sê, bid vir jou president. Kan ek jou vertel wat Ramaphosa verkeerd doen? Ek kan vir jou so 'n lys bring. Maar ek is nie daar om met hom fout te vind nie. Ek moet vir hom bid. Dis wat die Here sê. So moenie by die Here kla oor hom nie. Bid vir hom. As die Here hom moet verwyder, laat hy hom kan verwyder. Ek wil my haas. Dan het ons wat ons noem transformasiegebed. Here, ek wil transformeer. Help my. Dit kan alles in een gebed wees, maar Here, hier is 'n ding in my wat getransformeer moet word. Nou gaan ek na die Bybel toe, ek kry 'n informasie. Dit bring 'n impartasie. Die impartasie bring 'n transformasie. Ja. En dit bring 'n reformatie. Ja. Soos Martin Luther, ek kom uit die donker eeu uit. Dan is daar seëngebed. Ons wil iemand die seën van die Here bid. En as ek 'n mooi seëngebed liedjies, dan is dit die gebed van geloof. Waar as ek nie geloof het vir 'n saak nie. Ek het byvoorbeeld nie geloof om vir iemand te bid wat in 'n reistool sit nie. Maar ek sê vir die persoon, ek gaan jou geloof vat en ek gaan vir jou bid, want die woord sê, ek moet vir siekes bid, so dan bid ek vir siekes. Dan is daar die gebed wat ons saamstem. Ons moet saamstem. Gee my net jou hand. Matteus 18:19. As twee oor iets saamstem. So laat iemand bely, ek is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Ons stem saam dat hierdie toestand van hierdie sonde reeds voorbetaal het. Ek verklaar die mag, die hou vas, die invloed daarvan gebreek. Net soos wat jy vir my ma gebid het toe sy verlam was. Hierdie meisie met die t-shirt, sy t-shirt gaan brand, onmiddellik het alles opgehou. Maar ek het saam met haar gebid. Dan staan 'n lofgebed, wat net die Here loof en prys. Ek sal musiek opsit en dans voor die Here. En net laat die Here geniet. Ja. Daar is niks lekkerder as jou kind voor je kom en sê, ja, mama, jy is die wonderlikste mama. Mama, kan ek vir mama dans? Ja, of 'n tee maak of iets. My een kleinkind verjaar vandag. En sy wil altyd geluk, oupa. Dankie. Kan ek vir oupa dans wat ek by skool geleer het. Dan staan die gebed van smeking. Ek glo dis waar ek absoluut. Jy het gepraat van iemand wat onder 'n boom gaan lê en sê, Here, ek gaan nie ophou totdat U my aanraak nie. Dan staan die gebed van 'n volgehoue gebed, waar ek nie ophou om te bid hierdie dag vir die situasie nie. Dan staan die toewydingsgebed. Here, ek wil hierdie gebou kom toewy aan U. Here, ek wil my huis toewy aan U. Eintlik woordmense as hulle 'n nuwe huis intrek, die huis aan die Here toe te wy, enige mag wat daar was, daar te breek. Dan is daar 'n petisiegebed,
waar ek maar na die Here toe kom met 'n petisie. Ek kom na die Here op die oomblik met 'n petisie gebed. Ek sê, Here, ek het goed in my liggaam wat verkeerd is. U het gesê, maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op. Ek wil 'n petisie voor u bring. Wat is fout by my, dat die woord wat u vir my gegee het nie werk nie. Want dan kan nie fout wees by die petisie wat die Here vir my gegee het. So ek noem dit petisie gebed. Dan is daar gebed van vertroue. Ek wil my vertroue, Here, ek weet u hou wag oor u woord. U hou wag oor u woord om dit te volbring. Dankie, Here. Nee, wel is dit baie soos declare and decrees wat ouers ook kan doen, declare and decrees oor lofprysing, oor my kinders, oor sekere goed. Ons het ons kinders geleer, ja. Byvoorbeeld my kinders nou klein nou sê hulle, moet ek my tande borstel? Ek sê ja, jy het 'n maatjie. Jy gaan die maatjie 'n drukkie gee. Jy weet nie die maatjie doodmaak met jou asem, hoe ek verstaan. Hoekom moet ek bid? Ja. Want daar's 'n bose mag. Ja. Waak en bid. Ja. In Petrus 5 vers 8, want jy het 'n vyand wat rondloop soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Waak en bid, ek klim in my motor. Here, ek dank U vir die beskerming. Ek help my om na links regs, weer links regs te kyk, en help my om my triespieeltjie te kyk. Ja. Dat ek nie voor iemand per ongeluk inry nie. Ja. So ja, nee, ouers kan. Ons hou nou wat ons noem bare pa, 'n kind op pa en ma, 'n kind op 18. Dan is ons 'n dag wat hulle nou die pa en ma kom en hulle sê vir die Here dankie vir die kind. Sê nou gee ons jou oor aan jou grootmens lewe en jy hoef nie meer verantwoording te doen vir alles teenoor ons nie, maar bly verantwoording doen teenoor die Here. Jy gaan nou in jou eie woonstel bly en ons vertrou dat jy jou rekening op tyd gaan betaal en dat jy die beloftes wat jy maak gaan hou. En kinders beleef iets van my pa, ma, vertrou my. Nou wanneer gaan julle daai dag doen? Ek dink baie ouers wil daai dag bywoon. Wanneer gaan dit wees? Ons reël dit gewoonlik met kinders. Ouers kan dit met mekaar reël. 'n Paar ouers saamkom. Ons reël so 'n dag in 'n jaar by die kerk. Nou wie kan hulle kontak as hulle so iets wil Nee, bywoon? met liefde kan ons kontak. Ek gaan vir jou die nommer gee. En dan reël ons 'n dag. Ek gaan vir jou die nommer gee en dan reël ons. En as jy dit wil doen, dan doen jy dit. Ek dink dis 'n wonderlike idee. 012 845 8300. Dit is Lewende Woord, Bromeria in Pretoria in die ooste van Pretoria. 012 845 8300. Doen dit en ek sê vir jou dit is iets anderste wat jy aan jou kind doen om te sê, "Oeg, my ma en pa vertrou my." En ek dink daai dag kan mens ook declare and decrees doen en jou kind seën en goed. Ja. Nee, wil ek was wel iets anderste ook Ons sal ingooi. steeds met dop kom ons maak dit die laaste. Ons gaan 'n laaste enetjie doen. In Spreuke staan daar dat jy vir wisdom kan vra dat sy jou wyn kan meng. Mix the wine for the day and she pours your wine. Kan 'n mens dit Ek sê vra nie vir dat mense, Paulus sê vir Timoteus, drink 'n bietjie wyn vir jou maag se onthalwe. Nee, ek praat nie van wyn nie. Ek praat van sy mix the wine. Dit is die geestelike goed wat sy vir jou meng, die jy positiwiteit. kan, Here, die wyn van die Gees verseker. Ja. En dis goed dat mens kan bid want mense nie eens sien nie, maar wanneer jy die woord begin lees, dan sien jy hierdie goed. Ek bedoel, wysheid sit vir jou en wag dat sy jou wyn kan meng en kan gooi vir die dag. Dit sal wonderlik wees, want kom jy en jy het nie drama nie. Jou dinge werk net uit want jy het die regte goed gebid. En die Here sê ons moenie stupid goed bid nie. Ek sê dit nou in Afrikaans. Ons moet Ek wil net sê ek het nie 'n probleem as iemand wil wyn drink nie. Maar nou sê ek jou naam is nie Timoteus nie. Jy het ook niks fout met jou maag nie. Maar as jy 'n bietjie wyn wil drink, drink 'n bietjie wyn. Moet ek daaroor bid? Ek sê bid oor alles. ja. Ja, want jy weet nie van waar af dit kom nie. Ja. Neville, baie dankie. So gesels Neville Norden, kosbare, dierbare man wat al baie diep spore in die lewe ingetrap het. En dit is so lekker om by jou voete te sit en dat jy ons net leer, Neville, hoor. Baie dankie en dankie dat u deel was van die program.
Seën vir jou. Ons gaan nog 'n program maak oor depressie, oor jong mense. So, ek glo jy gaan hom ergens by Patmos kry. As jy nog nie gesubscribe het nie, subscribe, druk daai knoppie en natuurlik die belknoppie dat jy dit nooit 'n program gaan mis nie. Tot en met volgende keer, totsiens.